As kind het ons nie 'n televisiestel in die huis gehad nie. Al sou hulle een by ons kom aflewer het, sou dit nie kon werk nie, want ons het ook nie elektrisiteit in die huis gehad nie. En ek het nog nie van 'n model gehoor of gelees wat met parafin werk nie. Dit was eintlik 'n groot seën. Want in plaas van Sans Days of Our Lives with Other Men's Wives te kyk, het pa vir ons stories vertel of 'n hoofstuk uit een van sy boeke gelees wat hy besig was om te skryf. Van al die stories was daar een wat vir my baie spesiaal was. En pa moes dit baie mal oor vertel. Dis so 'n mooi storie dat ek nie kan wag om dit eendag vir my kleinkinders te vertel nie. Nou sê my dogter vir my, die storie kan wag. Ek skryf die storie in my boek, want pa se stories het vir klein mensies groot dinge van die Here geleer. Pa se stories is ook vir groot mense wat eers moet klein word, sodat die Here groot dinge in hulle lewe kan doen. Dis die storie van die bobbejaantjie, wat saam met sy pa en ma ver aan die kant die groot rivier Turksvye gaan pluk het. Terwyl ma en pa Bobbejaan in die warm son Turksvye pluk, het klein Keesie moeg van al die gespelery en knippeldik van al die Turksvye etery onder 'n besembos aan die slaap geraak. Laatmiddag, na vergeefse geroep en gesoek, het pa en ma Bobbejaan maar koers gekry huis toe, met die idee dat klein Keesie seker al klaar huis toe se pad gevat het, want hy ken mos nie ander pad nie. Laat aan kom hulle toe by die huis aan, maar daar brand nêrens 'n liggie nie, alles is pikdonker. Ma Bobbejaan begin sommer huil, terwyl pa Bobbejaan in die donkerte voel vir die skierootjies bo kan die koolstoof. Klein Keesie, salig onbewus van al die gesoek, skrik onder die besembos wakker, toe die eerste donderslag die aarde onder hom skud en die weerligstrale alles om hom groter en gevaarliker laat lyk, en vampiere bangheid klouter hy in 'n boom. Ek moet pa se storie hier korter maak. Nat gereën en met tande wat klap van die koue, hoor hy iemand met 'n kierie in die paadjie aankom. Tok, tok, tok in die donker. Dis jakkals wat laatnag loop en kos soek vir sy kinders. Klein Keesie skrik so, dat hy amper van die tak afval. Onder die boom kry jakkals snif in die neus, soos een wat Kentucky ruik. Hy vee die reën van sy gesig af, terwyl sy oë angstig tussen die takke rondsoek. Pa se storie was hier ook heel wat langer. En uiteindelik ooreed jakkals klein Keesie om af te kom, want hy sal hom veilig by die huis besorg. Hy hoef nie bang te wees nie, nooit waar gesien. Jakkalse vat nie eens aan bobbejaanvleis nie, dis net ou mens bang maak stories. En na lang gesukkel, kom klein Keesie uiteindelik af. Hy staan bibberend van die koue en die bangheid onder die boom en huil, want hy is verdwaal en hy wil sy ma hê. Jakkals troos. My kind, kyk hoe bewe jy wag. Laat ek my baadjie om jou gooi, jy sal siek word. Moenie bang wees nie. Gee my net jou hand, dan loop ons saam. Klein Keesie vat Jakkals se harige hand. Hou jy net my hand vas, sê Jakkals. Ek kan in die donker sien. Ek sal jou veilig huis toe neem. Top, 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 klink Jakkals se kierie,
toe hulle in die donkerte al met die paadjie langs stap. Hou jy net my hand vas. Is al wat Jakkals sê. En nadat hulle lang eind gestap het, draai Jakkals met 'n veldpaadjie af. Klein Keesie word al banger, maar Jakkals bly troos. Jy sal siek word so in die koue, en jy's boonop nat gereën. Ons gaan eers by my huis langs, daar brand 'n lekker vuur waar jy kan droog word. Daar's 'n groot pot warm sop. As jy klaar geëet het, vat ek jou huis toe. Tussen die lang grasse kom hulle uiteindelik by 'n groot klip, en langs die klip is daar 'n houtdeur op die grond, So ja, sê Jakkals. uiteindelik is ons by die huis. Laat ek vir jou oopmaak, dan kry ons jou eers droog. Toe Jakkals die deur oopmaak, kyk Klein Keesie in 'n donker gang af. Onder aan die punt van die gang is daar 'n groot opening met 'n vuur wat brand, en om die vuur sien hy 'n klomp klein jakkalsies lê. En toe hulle Jakkals se stem hoor, begin hulle almal tjank van die hongerte. Jakkals maak die deur agter hom toe. Anja, wat se geiler is dit? Is my kinders vreeslik honger? Julle kan maar ophou kerm, kyk wat het ek vir julle gebring, sagte bobbejaanvleisies. Klein Keesie begin so bewe dat sy tande klap. Hy kan dit nie glo nie. Hy gaan nooit hier uitkom nie, dis verby. Pa en ma sal nooit weet wat van hom geword het nie, plaas het hy maar in die boom gebly het. Eerder van die koue dood gegaan het as om in 'n gat onder die aarde jakkalskos te word. Jakkals sit 'n pot water op die vuur en hy lag skelm toe hy na Klein Keesie loer. Lank alles gaat vir so sagte bobbejaanvleisie. Mompel hy. Skielik is daar 'n klop aan die deur. Klein Keesie skrik om boeglam. Jakkals maak sy kinders stil. Sst, sê hy kwaai. Die keer is die klop nog harder. En dan klink Wolf se growwe stem buite in die donker. Jakkals, ek weet jy is daar binne en ek ruik bobbejaan. Ek gaan dood van die honger, gaan jy nou oopmaak of moet ek die deur afskop? Jakkals hou sy vinger voor sy mond en kyk kwaai na sy kinders. Klein Keesie hoor 'n gesnyf by die deur. Hy kan al in sy verbeelding Wolf se geel slagtande sien. Plaas het hy maar eerder in die boom gebly het. Pa en ma het hom altyd gewaarsku om weg te bly van ou Jakkals, want hy's 'n man wat wye draaie loop, 'n regte bedrieër. En om te dink, hy loop die hele pad Judas se hand en vashou. Hoe kon hy so 'n dom ding gedoen het, as hy maar net geweet het? My vrou is snags so blind soos 'n mol. Dis hoekom sy my in die donker gevra het om met haar te trou. As ons soms iewers heen loop en daar is nie lig op die pad nie, weet ek al, dis nie lank nie of Kiewit sal sê, my man, ek gaan val, ek kan nie sien waar ek loop nie. En dan sê ek gewoonlik, vrou, hou net my hand vas. Ek het al gewonder of sy nie moetswillig nagblind is nie, maar ek het nog nooit werklik daaraan gedink wat ek sal maak as sy die dag regtig val nie. Hou net my hand vas, is darm 'n vertroosting. As ek vandag na ons wêreld kyk, besef ek opnuut dat dit nag geword. 'n Mens kan so maklik in die donker verdwaal en die verkeerde pad vat. Ons voel alleen, vasgevang in 'n donker wêreld van hartseer en onsekerheid. Dis dan wanneer die vyand op sy gevaarlikste is. Want hy weet, jy het hulp nodig. Hy bedrieg jou met allerhande slim stories en mooi voorwendsels. Hy reik self sy hand vir jou uit in bevredigende mate jou tydelike behoeftes wanneer hy sy baadjie vir jou uittrek. Maar die paadjie wat hy loop, is nie jou huis toe pad nie. Nie die pad na pa en ma toe nie. Dis die pad van die dood. Luister wat sê Jakobus 4 vers 7 en 8. Wees gehoorsaam aan God en net aan hom.
Hou God se hand vas en net syne. Verklaar die duiwel vyand nommer 1 in jou lewe en gee hom nie 'n enkele kans nie. Hy sal dan van jou afpad gee omdat hy niks kan regkry nie. Julle moet God se hand stywer en stywer vashou, dan sal hy julle hand ook stywer en stywer vashou. Julle moet God se hand al hoe stywer vashou, dan sal hy julle hand ook al hoe stywer vashou. Wat 'n belofte! Al vou die donkerte my toe, al skrik ek iewers onder 'n besembos wakker met die donderslaaf van die lewe wat om my knal, ek hoef nooit bang te wees nie, want as ek hom vra om my hand vas te hou, sal hy my nooit alleen laat nie. Psalm 139, vers 7 tot 10, waarheen sou ek gaan om die gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, U is daar. Gaan lê ek in die doderyk, U is ook daar. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Al skrik ek onder 'n besembos wakker met die donderslaaf wat om my rammel, ook daar lê U hand my, hou U regterhand my vas. Louis Haskins het geskryf, ek het vir die man by die hek van die jaar gesê, gee my 'n lig, waarmee ek die onbekende jaar veilig mag binnegaan. Hy het my geantwoord, stap uit in die duisternis en plaas jou hand in die hand van God. Dit sal vir jou beter wees as lig en veiliger as 'n bekende weg. Aan die bopunt van die nasionale kreerwiltuin naby Pafuri groei die hak en steek bessiebos. Wat baie interessant is van hierdie bessiebos, is die feit dat dit 'n boom of 'n ander bos nodig het waaraan die lote kan vasklou, anders val dit plat. Word dit deur die diere vertrap en vrek dit uiteindelik. As die bessiebos se lote vasgryp plek kry, vleg dit 'n pad oop tot op die hoogste toppie en dis eers as dit hier kom dat die plant bessies dra. So is dit maar met ons ook. Eers wanneer ons aan Jesus vashou en in hom groei, kan ons bokant hierdie wêreld uitstyg en vrugte dra. Wat sê Jakobus? Julle moet God se hand al hoe stywer vashou, dan sal hy julle hand ook al hoe stywer vashou. Klein Keesie was nog aan te bewe. Toe skop Wolf die deur dat jy net sien splinters trek. Jakkal sê, Wolf, kom ons negotiate. Maar Wolf stel nie belang nie. Hier het pa se storie 'n lang asem gehad. Die uiteinde van die saak was, dat die twee handgemeen geraak en mekaar so betakel het, dat jy net hare sien waai het. En net daar besluit Klein Keesie dis nou of nooit. Ongesiens glip hy by die deuropening uit en hardloop so vinnig as wat sy beentjies om kan dra die donker in. Dis eers toe Jakkals en Wolf uitasem en vol knoppe geslaan die stryd gewonne gee, dat hulle agterkom Klein Keesie is skoonveld. Maar teen die tyd het ou uil om al klaar die pad huis toe bedui en laag vooruit gevlieg, tot Klein Keesie laatnag stokflou by die huis aangekom het. En soos 'n goeie onderwyser, het pa dan gewoonlik gevra, watter les leer ons uit die storie? 'n Mens kon amper 'n preek met die antwoorde uitwerk, van 'n mens moet altyd by jou ouers bly, en moenie na die duiwel luister nie, tot moenie in die donker loop nie, dis gevaarlik. Dan pa gesê, dis reg, ja. Maar die eintlike les is, moenie te veel turksvye eet nie. Liewe vriend, moenie die vyand vertrou nie. Moenie met hom hand aan hand loop nie, dis die pad van die dood. Miskien is daar van ons wat vandag in lewensgevaar verkeer,
omdat ons na sy stem geluister het. Daar is nog uitkomkans. Dis nou of nooit. Daar waar jy nou sit en luister, vra net, Here, ek wil nie in die kloue van die ou jakkals beland nie. Ek wil u hand vashou. Ek wil dit al hoe stywer vashou, want u het beloof dat u dan my hand al hoe stywer sal vashou. Ons kan hom vertrou. Sy pad is ons huis toe pad. Al wat ek moet doen, is om sy hand elke dag net stywer en stywer vas te hou, totdat ons uiteindelik veilig by die huis aankom.